Goeiedag vriende, dit is wonderlik om in hierdie tyd te leef van die kerk wat aan die werk is, dat die Gees uitgestort is en dat die kerk bekragtig word en amper op 'n missie gelanseer word in hierdie wêreld in. En dit doen ons in die wonderlike beloftes, die wonderlike identiteit. Petrus kom bevestig op 'n manier, op 'n baie spesifieke manier, ons identiteit. En ons lees vanoggend saam daaruit 1 Petrus 3 vers 18 tot 22. Ook Christus het eenmaal vir die sondes gelei, die onskuldige vir die skuldiges, om julle na God te bring. Christus wat as mens doodgemaak is, maar deur die Gees lewend gemaak is. En so het hy na die geeste in die gevangenis gegaan en daar sy oorwinning aangekondig. Dit is hulle wat aan God ongehoorsaam gebly het, toe hy groot geduld met hulle aan die dag gelê het, en die tyd toe Noag die ark gebou het. Net 'n klein klompie in die ark, 8 in getal, is deur die water gered. Dit dui op die doop waardeur julle ook nou gered word. Die doop is nie 'n afwassing van die vuilheid van die liggaam nie, maar 'n bede tot God om 'n skoon gewete. En dit red julle op grond van die opstanding van Jesus Christus. Hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. Ek wil iets hiervan hier in die begin vers 18, ook Christus het eenmaal gelei vir die sondes en hy het as mens is hy doodgemaak, hy het gelei en dit het gelyk asof hy uiteindelik oorwin is. Maar dan het die Gees hom lewend gemaak. En hy het eintlik maar die bose ontmagtig, want hy het sy oorwinning gaan aankondig. En dan is hy verhewe, hy is verheerlik. Hy sit in vers 22, sê Petrus, hy is nou aan die regterhand van God, nadat hy die bose magte aan hom onderwerp het en die hemel ingegaan het. So in hierdie wêreld is dit ons hoop, is dit ons ook ons groot vrede, en dit is amper dit wat ons in staat stel, is dat ons gaan 'n klomp uitdagings beleef. Ons gaan in hierdie wêreld gekonfronteer word met die bose. Maar dit is asof dit hier word jy daarvan verseker dat alle bose magte aan hom onderwerp is. En hy sit aan die regterhand van God, ereposisie, en hy heers. Dit is eintlik wonderlik, is dit, dat wanneer ons dan nou in hierdie wêreld ingaan, hoef ons nie vir die bose bang te wees nie, want God het alles eintlik aan homself onderwerp. Hy is die een wat heers. Hy is ons koning, hy is oorwinnaar, hy is opperheer, magtige koning, die een wat in elke stryd oorwin. Mag die Here vir my en vir jou ook op so 'n manier in staat stel om met hierdie oorwinning te gaan leef, met hierdie selfvertroue dat die boodskap wat ons bring gerigsteen word met hierdie wete dat Christus alles aan hom onderwerp het. En mag dit vir ons bemoedig en mag dit ons ook verseker maak van ons identiteit en dat ons daaruit kan leef. Kom ons rig ook ons gedagtes so na die Here. Wonderlike Here, ons buig laag voor U. Here, en ons gee erkenning dat U die koning is, dat U die opperheer is, dat U die een is wat oorwin het, dat U is die een wat regeer, en daar is geen mag of gesag wat bo U is nie. Dankie o Here dat ons dit kan weet, dit kan bely en daaruit kan leef. Ons loof U daarvoor. Amen. Seën en voorspoed tot ons mekaar weer sien. Mooi bly.